Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie. My kroon. Andries, ons begin met 'n interessante peiling van die DA wat meer populêr is as die ANC. Ja, as rapport se storie van gister, 'n berig daar was nou 2 opnames gewees in onlangse tye. Die hierdie is die Instituut vir Rasseverhoudinge, 805 mense wat demografies verteenwoordigend is. Dit is gedoen naby aan die BTW gesprek en die begroting maar dit is nie gemodelleer vir kiesersopkoms nie. Wat wys en weer die foutspeling is 4%, so weet dit mense moet altyd na syfers, dis so statistieke, wees maar altyd versigtig daarmee. Hierdie ene wys nou dat die DA op die oomblik eintlik meer steun as wat die ANC het. Sou ons nou, maar die ding is dat jy moet onthou die ANC doen altyd beter in 'n verkiesingsveld, tog hulle steun gaan op in 'n verkiesingsveld tog. So die syfer wat wys 30,3% is waar die DA nou sou staan en die ANC op 29,7. Maar as jy nou kyk na die 4% die weerskant foutmarge dan jy weet dit. Dan kan daar amper 10% wisseling wees, ja. Ja, dit gaan eintlik nie hier oor die DA nie, dit gaan eintlik hier oor die ANC wat steeds in 'n afwaartse traject is. En dit is vir hulle geweldig problematies. Jy sal self sien dat die MK party en EFF is effens hoër. En wat dit ook wys is Action SA het eintlik van die klein partye die meeste gegroei, want hulle lyk nou ewe skielik baie prominent met hulle minder as 3%. Want hulle het nou weer die groot prominensie wat hulle gekry het met die BTW gesprek en die ding rondom die begroting. En dat die ANC baie aandag aan hulle gegee het en jy weet hulle wil innooi in die regering van nasionale eenheid. So eintlik strook dit ook met wat jy gesien het in die opname wat deur die Social Research Foundation gedoen is. Hulle was dis 'n bietjie van 'n ouer opname. Hulle het dit gedoen tussen 3 en 19 Februarie, so dis nou voor die hele begroting kwessie. En hulle het net gewys dat die DA staan op 25%, die ANC op 32%. So as jy kyk na die foutmarges, hulle foutmarge is 3% en dit is onder 1008 geregistreerde kiesers en is wel gemodelleer vir kiesersopkoms naby aan verlede jaar se syfer. So in hierdie stadium weet as ek nou die ANC was, so ek hierna gekyk het en dan gedink het maar okay, ons was nou op 40 en as jy nou hier weet konservatief wil wees, dan staan ons nou op 30. So ons moet vir onsself vra nou wat het nou intussen verander en wat doen ons verkeerd? Want nie dat die ANC dit doen nie, ek dink introspeksie is een van hulle groot gebreke. Maar die probleem hier vir die ANC moet wees maar so wat moet ons anders doen? Want ons dink ons is op die regte koers en ons vertel vir almal oor Bella en die onteieningswet en ons gaan niks verander daaraan nie. So wat presies moet ons nou eintlik doen? Mense sit en wonder, dit lyk asof die tradisionele ANC-kyker op soek is na 'n nuwe party, maar moeilike identiteit. Hulle is selfvereenselwig met die identiteit van ander partye. Byvoorbeeld die DA wat meeste kykers sien as 'n sogenaamde wit party. Kiesers, nie van die kykers praat. Ekskuus, kiesers, jammer. Die wit party, dis 'n opinie wat mense het. Dan kyk mense na die EFF en jy kyk na die MK, elkeen met hulle oënskynlike identiteit wat hulle aan toegedig word. Maar dit lyk vir my daar's 'n ANC kiezer wat soek na 'n alternatief. En op hierdie stadium versprei hulle onder andere partye. Ek dink die belangrike ding ook hier is dat daar's 'n duidelike swart oppositie. Weet in die verlede was dit jy weet die ANC oorheers die swart stem. Ja. En as jy kyk hierna byvoorbeeld die opname nou en jy weet mense kan 'n baie lang debatte daaroor voer, maar wat wys dat die DA het nou eintlik 'n baie groot deel van die swart kiesers. Dis eintlik waar hierdie groei in hierdie opname vandaan kom, swart kiesers. En dat die ANC in hierdie stadium minder swart kiesers sou kry as wat die DA sou kry. Jy weet so dis interessant hierdie opnames, dit is nie 'n verkiesing nie, dit is nie wat gebeur by die stembus nie. Dinge verander in 'n verkiesingsveld tog en wanneer mense gemobiliseer word. So dis interessante tendense om na te kyk, maar dit sou nie noodwendig nou 'n verkiesingsuitslag bepaal nie. Nee. Ek dink die belangrike ding is hier is dat daar's 'n baie duidelike weg van die ANC af. En dit gaan oor alle Suid-Afrikaners, nie net oor jy weet wat nog altyd die wit kiesers en die bruin kiesers en die Indiër kiesers elders tuis te vind nie. Dis duidelik dat daar baie swart kiesers is wat deur partye gewerf sou kon word wat nie meer vasklou aan die ANC nie.
Ek dink ons praat nou al vir 'n geruime tyd oor die feit dat die ANC dalk uitvoerig is met die mens op die grond, soos die alledaagse mens en dit wys dit dalk hier dat almal se behoeftes in Suid-Afrika nie aangespreek word eintlik deur die regerende party wat jy wil hê dit moet aanspreek nie. En dis dalk ook die afname hier. Ek is verbaas dat 'n party soos die MK party groei wys, want ek weet nou wagtig nie wat die MK party tot dusver gedoen het om te groei nie, maar okay, nou maar goed. Ek dink in 'n baie groot mate gaan dit juis oor hulle is die oppositie van die ANC. Ek dink daar's weet die ding is dat die ANC kan en dit is waar hulle probleem lê. Hulle kan vir jou mooi beleid vertel, hulle kan vir jou vertel, verstaan jy, wat gaan ons doen? Hulle doen dit al vir 30 jaar. So jy weet die ding is ek dink daar's 'n groeiende groep Suid-Afrikaners wat sê maar moenie vir my vertel wat jy gaan doen nie. Dis nie wat ek in my omgewing sien nie. Ja. Dit is waarom die plaaslike regeringverkiesing vir die ANC soos absolute dit moet vrees in hulle inboesem. Want as jy kyk na munisipale dienslewering op 'n daaglikse basis, weet mense wat in die media werk sal, jy weet jy sien dit in al die provinsies, oralste waar die ANC in beheer is, munisipaliteite. Dit is 'n ramp. Dis rampspoedig wat gebeur op munisipale vlak. En dit is wat die mense naaste aan hulle sien. Jy weet straatligte wat nie werk nie, die slaggate wat jy in die donker want die straatligte werk nie. Jy weet daar's nie water nie. Kyk na Johannesburg. Weet die ANC kan net nie Johannesburg reg kry nie. Ons sien nou dieselfde tipe van probleme in Tshwane. Weet wat water en elektrisiteit betref. Dis 'n weeklikse ding van een of ander omgewing wat vir verskeie dae sonder krag sit. So mense sien dit naby aan hulle. As jy ook kyk na jy weet daar was die Sunday Times het gister 'n berig gehad oor die kosplan, die skoolvoedingsplan in Gauteng. 9 miljard rand wat ons spandeer daaraan. Dis R4.13 vir 'n laerskoolkind en R4.33 vir 'n hoërskoolkind. En sedert die skool heropen het vir die tweede kwartaal, dis nuwe kontrakteurs en daar was ou kontrakteurs wat nie betaal is nie en hulle skuld verskaffers miljoene rande en daar's van die skole, 10 skole wat hulle in Soweto gekry het wat nog glad nie kos afgelewer is vandat die skole heropen het vir die tweede kwartaal. Met ander woorde kinders wat of nie skool toe gaan nie want daar's nie kos by die skool nie of hulle kom by die skool aan en hulle kan nie vir hierdie kinders daai een maaltyd op 'n dag verskaf nie. Dis natuurlik die gratis skole waar dit gedoen word. En dit is die tipe van goed wat so mense sien dit, hulle voel dit aan die bas. Dis nie 'n ding van moenie vir my vertel van onteiening en van die grondhervorming en sulke goed, maar my kind gaan skool toe en jy sê jy gaan hom kos gee en daar's nie kos nie. Jy spandeer as die belastingbetaler koop 9 miljard rand se kos vir die kinders in Gauteng. En dan word dit nie betyds afgelewer nie, dis nie beskikbaar nie. Skole leen by ander skole wat daarom hulle aflewering gekry het. Dit is 'n absolute skande. En dan Lesofie, verstaan jy, dit is presies dit. Dis die goed wat mense verwag van hulle politieke leiers om uit te sorteer en op te los. En hy vertel van ja, maar jy moet onthou Suid-Afrika is op die oomblik 'n teiken van Amerika want dit is hierdie rassistiese formasies en dan verwys hy na die DA en die Vryheidsfront. Daai goed registreer nie meer by mense nie. En dit is wat die ANC nie verstaan nie. Jy kan dag en nag skree van hoe rassisties almal is en sulke goed, maar waar is die water, waar is die krag? Hoekom word die paai nie reggemaak nie? Waar is die straatligte? Ja nee, die premier moet net fokus op sy provinsie. Andries, waar staan die ANC nou oor die BTW verhoging? Blykbaar het die ANC ingestem dat die BTW nie verhoog gaan word nie. Ek het gedog dis 'n uitgemaakte saak, maar as jy kyk na die Sunday Times het 'n berig gehad oor daar's nog steeds die debatte selfs binne in die ANC want hulle het met verskillende mense binne in die ANC gepraat wat gesê het maar ons het nou amper aanvaar en hulle die kleiner partye gaan ons in elk geval ondersteun. Want ons gaan hulle het eintlik baie van die partye sê hulle in die regering van nasionale eenheid het eintlik aanvaar maar die BTW verhoging gaan op 1 Mei werking tree. Maar hulle gaan nou werk om te keer dat die tweede een in werking tree. En dan is daar die ander deel van die ANC wat sê nee, ons staan by BTW gaan nie verhoog word nie. Nou ons trek nou by die 14de April vandag. Baie gesprekke oor die naweek gewees onder andere tussen die ANC en die DA en die ANC en die Vryheidsfront Plus en almal het kollegiaal met mekaar gesels, die woord wat gebruik word. Dit is nog altyd vir my 'n negatiewe woord, maar in elk geval, hulle was kollegiaal met mekaar. So hulle het respekvol met mekaar gesels. Minstens gesels hulle met mekaar die regering van nasionale eenheid. So dit lyk asof jy weet, die ANC is half in die posisie van ek dink hulle weet hoe groot die risiko vir die ANC is as daar op die 1 Mei 'n BTW verhoging is. En klaarblyklik die saak van dringendheid, mens voel dit net nie dat daar genoeg van 'n dringendheid is van kom ons skrap dit nou. Ons sê dit is geskrap.
En dan gaan vind ons waar die geld moet vandaan kom. Andries, maar hoe gaan hulle sê dit is geskrap, want hulle gaan mos nou simpel as hulle nou ewe skielik sê dit is geskrap en dan waar gaan hulle geld kry? Hulle het gesê hulle gaan dit skrap, want dit is wat, en die ding is dat dit is presies waaroor die geveg gaan oor die verhoging van BTW, en die ANC het gesê, maar ons gaan dit nie in werking stel nie. Terwyl niks nog gebeur het om dit werklik van die tafel af te vat. Ja. Dit is ook interessant dat nou nuwe planne is binne die RNE en hoe hulle met mekaar nou gaan praat oor nuwe wette en wat ook al. Jy sien, hierdie is nou die gevegte binne in die ANC. Want Paul Mashatile het ewe skielik, ek sien daar was 'n lang reaksie uit sy kantoor uit. Die Engelse Sunday Times het berigte gehad oor hy het nou skielik sy stem gevind. Want jy weet, hy was half totaal afwesig. En toe die hele ding van die RNE en die moontlike skeur van die RNE ter sprake kom, skielik is Paul Mashatile het hy baie te sê. Maar wat hulle reageer daarop en sê, maar hy het nog altyd 'n stem gehad. Ek weet nie daarvan nie. Maar in elk geval, dis nou die nuwe konsep-reëls vir die regering van nasionale eenheid. Basies wil hulle die 60%, onthou dit was die voldoende konsensus, was op 60% van die setels in die nasionale vergadering, en die volgens die nuwe reëls is dit 50+1. Nou basies wat die ANC wil doen is eintlik maak hulle al die klein partytjies bymekaar, en dan het hulle nie die DA nodig om oor daai kerf te kom nie. Die probleem vir die DA, want dit is ook deel van hierdie voorstelle of konsepreëls, is dat jy mag nie die wetgewende gesag van die parlement of die uitvoerende gesag van die kabinet ondermyn nie. Ja. Nou die vraag is, verstaan jy, met ander woorde, soos as die DA nou byvoorbeeld hof toe gaan oor die BTW-verhoging. Met ander woorde, hy kan dit nie doen nie, want dan verbreek hy die ooreenkoms oor die regering van nasionale eenheid. So as jy nie deel is van die 50+1 nie, moet jy stil bly en aangaan. Want as die geskil daar, as almal gestem het en hulle het 50+1, dan maak dit nie saak of jy die ander 49 is nie. Of jou kiesers iets anders wil hê nie. Dit is met ander woorde, dit is klaar, afgehandel. En dis 'n bietjie problematies sou ek dink. Vir die DA byvoorbeeld, want nou moet jy saamgaan met beleid wat deur die ANC en sy klein vennote oor besluit is, en jy moet inval daarbey. Ek weet nie hoe gemaklik gaan Helen Zille en die DA wees met daardie tipe van... Wie het besluit om hierdie reël te verander? 60% of die 50% of Mashatile? Mashatile dryf die geskilbeslegtigings. En hy het eintlik die hele proses gedryf oor die, onthou dit was hy wat gesê het van, as hy 'n DA minister was, sou hy skaam gekry het om vandag kantoor toe te gaan, want jy het nie vir die begroting gestem nie, nou moet jy dit in werking stel. Daar is nog nie 'n begroting nie, daar's niks om in werking te stel nie. So ek dink Mashatile is so bietjie, weet dis wat hulle ook doen is hulle dis deel van die disinformasie. Jy weet, om te sê die DA teen die begroting gestem, hulle teen die fiskale raamwerk gestem. Ja. Die begroting is nog nie afgehandel nie. Daar is met een deel van die proses. So dit is en ook, jy weet, maar die DA het eintlik uitgeloop uit die RNE uit. Want hulle hou nie by die hoe kan jy teen die begroting stem as jy deel is van die regering van nasionale eenheid? Ek dink die probleem is dat hierdie is nog die tandekry proses van koalisiepolitiek. Ek dink Mashatile homself moet dalk bietjie meer gaan leer oor hoe koalisies werk, verstaan jy? Dit gaan nie oor ons het nou besluit en almal moet nou inval nie. Dis ongelukkig nie so eenvoudig nie. Maar Andries self wat hy sê en wat Fikile Mbalula sê, 'n verskil soms. Ja, maar jy sien, ook interessant is. Dis nou waar die Lesofie en die Mashatile groep en dan die, jy weet, jy sal ook sien, daar was ook verlede week was daar 'n berig gewees oor hoe swak die ANC sou doen sonder Ramaphosa. Ja. En daar was ook die sprake van, jy weet, Ramaphosa sal nie 'n mosie van wantroue oorleef op die oomblik nie. Dit is maar daar's binne in die ANC is daar die onderstrominge en gevegte. Dit gaan nog alles oor die idee van die regering van nasionale eenheid en hoe durf ons saam met die DA en die Vryheidsfront plus hier sit. Andries, terug by meneer Trump wat alweer van plan verander het en nuwe tariewe op nuwe goederes en minder tariewe op ander goederes ingestel het. Ja, die goeie nuus daarvoor is die invoertariewe wat op sekere elektroniese ware opgehef is. Dis nou uit China uit. Weet daai slimfone, skootrekenaars en geheue-kaarte, daai duur goedjies, want dit sou baie duur geword het, jy weet, so dis baie goed vir die groot Amerikaanse maatskappye soos Dell en Apple, byvoorbeeld. Weet jy, jou selfoon kon baie duurder geword het. Ja. Want hy is dalk Amerikaans, maar hy word in China gemaak. En so daar's nog baie gesprekke rondom die tariewe. Ek dink die goeie nuus op die oomblik is dat die 90 dae pouse het 'n redelike impak gehad as jy kyk na die aandelemarkte byvoorbeeld. En jy weet, dit lyk asof die rand selfs onder 19 kan gaan binnekort. $10. So dit is al so 'n bietjie van 'n positiewe nuus. Ons moet net hoop die olieprys bly laag, dan
gaan die syfers nog beter lyk. Maar Trump is onvoorspelbaar. Ja. Dit wat vandag gebeur en dit wat môre gebeur is Ek wil net sê môre kan ons sien daar's 200% tariewe iewers en dan oormôre is daar niks tariewe weer nie. So ons wag net man, kyk. ja. Die probleem hiermee is as hy die 10% tariewe instel. Kyk, ons almal weet wat hy wil doen. Hy wil vervaardiging meer weer sentraliseer in die land binneland sou. Hy wil hê Amerika moet weer begin om 'n force te word in die vervaardigingsindustrie. Die probleem is dat daar's nie mense, genoeg mense wat werkloos is om aan te stel in daardie poste nie. Waar gaan die werkers vandaan? Ja, so iets kan vir ons goed werk. Ons moet dalk Ons het genoeg al die gemors werkers. wat ons uit China uit invoer. Jy weet al daai plastiek en goedjies. Weet daai goedkoop klere en al daai tipe van goed wat mense invoer. As ons kan doen met 'n bietjie hoër tariewe op China en ons plaaslike vervaardigingsbedryf behoorlik aan die gang kry. Ons het arbeid. Arbeid is nie ons probleem nie. So vaardighede is 'n probleem, maar ons het nie arbeidsprobleem nie, maar jy weet ons kan doen met 'n bietjie hoër tariewe en minder Ekstra fabrieke hier. Ja. Dan Andries, die taksies hou vir nou op met oorlog. Ja, hoekom ek hierna wou verwys is die ongelooflike ding is, jy weet, ons het hierdie jaar in Gauteng was daar reeds 59 mense dood in taxi-geweld. 59 in Gauteng sedert die begin van hierdie jaar. Nou hulle, jy weet, verlede week was daar 'n biddag teen taxi-geweld en nou praat hulle van 'n skietstilstand, onmiddellike skietstilstand tussen die Gautengse taxiverenigings wat met mekaar oorlog maak. Dit gaan natuurlik oor roetes. Die probleem is eintlik net hier moet eintlik net wetstoepassing plaasvind. Ja. Dit is eintlik net die reëls moet afgedoen word. Weet hierdie is 'n bedryf wat dink hulle is 'n mag op hulle eie. Weet hulle duld nie enige ander openbare vervoer nie. Ons weet hoe hulle optree teenoor weet die e-taxi dienste en sulke tipe van goed. En selfs gewone padverbruikers. Hierdie gaan oor wetstoepassing. Dit is nie van 'n biddag teen taxi geweld nie. Dit is van waar is die wetstoepassing op hierdie bedryf? Jy sien dit elke dag, sien jy dit op sosiale media, mense se ervarings met die taxi bedryf, want hulle dink basies hulle is onaantastbaar. Die probleem is ook dat baie politici en polisielede het belange by die taxi bedryf. En dit is een van die groot ewels, is dat daar's baie gevestigde belange. Jy sal byvoorbeeld in KwaZulu-Natal is die Zumas is van die groot taxi mense. Nou toe nou. Ek dink dit gaan ook nie net eers teenoor die geweld teenoor ander die e-taksies of teen gewone mense nie. Dit gaan terug na ons doen net wat ons wil op die pad ook, sonder dat daar ooit 'n kaartjie uitgeskryf word of gestop word of gesê jy kan nie nou net, jy weet, ligte aansit en nie aftrek of wat. Jy kan nie doen wat jy wil nie, maar daar word nooit enigiets gesê daaroor nie. Ja, wel rooi verkeersligte geld nie vir taksies nie. Dis nie en die probleem is dat ons sien dit ook al hoe meer in die afleweringsdienste. Die vinnige manne op die motorfietsse wat tussen die voertuie deurvlek. En ook die bakkies wat op en af. Die bakkies wat op en af, afleweringsbakkies ook veral voertuie. Jy sien dieselfde tipe van ingesteldheid teenoor wetstoepassing. Van ek kan nie dink dat daar 'n rede is waarom jy die verskil tussen 'n groen en 'n rooi verkeerslig, wat se verskil gaan dit maak aan jou bestemming of weet, gaan jy meer geld maak as jy oor die rooi verkeerslig ry of nie? Ek verstaan dit nie. Sjoe. Dan die lugmag se deur val af. Ja, ons het gedink die wiele het afgeval. Dit was nie die wiele nie, dit was die deur. Wat is ons eintlik nie? Dis so 'n bietjie snaaks. Dis glad, dis wel. Dis 8%. Dis nie in April nie. 8% van hulle vliegtye is diensbaar, kan gebruik word, nê? Ja, die vliegtuig het Vrydag was 'n onderhoudsvlug van die Lanseria lughawe noord van Johannesburg na Waterkloof lugmagbasis. En die vragdeur het losgekom en die lugmag wil baie graag hê mense moet hulle help soek na die deur. Die probleem is nou die King Air is nou sodanig, hulle weet nie of hy nou eintlik sodanig beskadig is want hy het uitgeskeer uit die en ja, hy moet dalk afgeskryf word. Nog een minder vliegtuig vir die lugmag. Dis verskriklik tragies. Ekskuus, mens moenie lag nie. Mens moet nie lag. Dit is tragies, hoe is ons by hierdie punt? En waar gaan, as jy net die deur gesien het, asseblief laat weer die lig mag. Ja, hulle vra vir die deur. Hulle sê die deur het 'n ligte blou en 'n donkerblou streep op. As jy hom gesien het, hy's iewers naby Diepsloot of Lenasia landbouhoewes, lê die deur in die veld iewers. As jy dalk op jou plot of op jou erf hom sien, dat weet hulle. Ai, dis verskriklik, Andries. Bel die minister van verdediging. Goeiste. Okay, nee, wag, kyk. Kom ons hier's 'n mooi storie. Ons eindig met iets positief en ek is mal hieroor, want dit is nie lekker begin nie, maar die feit dat die drawer vasbeslote is om te herstel is my mooi.
Ja, kyk, terwyl ons nou praat oor die politiek en al sulke goed, ander mense het ander uitdagings en goed wat hulle moet oorkom en die alledaagse goed gaan aan. Verstaan jy? Laerskole speel rugby en hoërskole speel rugby en alles gaan aan in die kore sing. Wel, hierdie is Zelmarie Nel. Julle sal onthou die video het die ronde gedoen. Ja. Dit was moeilik om selfs net na die video te kyk. Want jy weet wat gaan gebeur. So sy het geoefen op die 30ste, is dit 30 Maart. Ja. Sondag 7:00 die oggend saam met haar drafklub in Bantry Bay en hulle het voorberei vir die 2 oseane en een of ander jong persoon het van voor af gekom en ja, soos die veiligheidskameras gewys het, sy is deur die lug saam met nog 'n ander drawer. Soos die kar haar getref het. Bo oor die afgrond, ja, sy's Ja, sy's see toe. Ja. korrek, ja. Sy het deur die lug getrek Korrek. oor die So sy het nou versperring van die al pad. ja, sy het nou al verskeie operasies gehad. Onder andere haar rug en 'n enkel en pelvis en 'n knieoperasie moet ook nog gedoen word. Maar die 37-jarige wetenskaplike sê sy kan nie wag om weer haar drafskoene aan te trek nie. Jy weet, so en sy sal klaar in 'n gewone saal en jy weet die herstelproses het al reeds begin. So die jong man is op R3000 borgtog vrygelaat en hulle wag vir sy bloedtoetse. Dit lyk vir my Ja, hulle sê die Uitpartytjie gehou. klagtes van dronk bestuur is op hierdie stadium laat vaar Ja, hulle wag vir die en wel bloedtoetse. tot die bloedtoetse regkom, maar nalatige bestuur is hy wel van aangekla. Dit staan op hierdie stadium. Kyk, die belangrikste ding hier is eintlik dat hy moet betaal vir haar mediese uitgawes en al daai tipe van goed, pyn en lyding en so aan. Die vervolging uiteindelik hierdie gaan eerder oor, jy weet, die tipe van uitgawes wat sy gaan moet hê, want sy gaan weet die hele ding van rehabilitasie en al daai tipe van goed. Dis nie 'n vinnige proses nie. Verlies aan En dis ook nie 'n inkomste. goedkoop proses nie. Ja. So dis eintlik waaroor dit gaan. Jy soek eintlik daai tipe van regstelling. Dit gaan nie weet net noodwendig oor iemand vervolg hiervoor nie. Dit gaan oor iemand moet betaal vir die skade wat aangerig is en dit is waar die persoon maar aanspreeklik gehou moet word. Die goeie nuus daarvan is dat sy op die herstelpad is en dit lyk nie asof sy blywende skade opgedoen het nie. Nee, en ek dink ook 'n les wat ons almal daar kan leer, die vasberadenheid van Isak het deur absolute hel eintlik maar om dit so te sê, maar weet jy wat, ek gaan nie laat dit my onderkry nie. Ek gaan deur al hierdie gaan en ek wil bitter vinnig weer hardloop en dis 'n les dink ek wat baie van ons Maar kan dit wys leer. ook hoe vinnig dinge verander, hè? Weet jy gaan vir 'n drafie op 'n Sondagoggend. Op Sondagmôre. Jy word wakker in die hospitaal. Tjoe. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, bly gerus ingeskakel. Net hierna gesels ons finansies. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.